Goeiedag graad 12. Julle kan sien ek het die presentations 'n bietjie opgespice. So laat my net weet in die comments as my gesig julle so 'n bietjie bang maak, maar nou ja, tog ons verander dinge om so klein bietjie om dit interessanter te maak. 1.1.1, kom ons kyk graasam. By die oorerwing van bloedgroepe is daar. Nou dis ook 'n vraagie waaroor hulle natuurlik mal is, want julle moet weet dit word beheer deur 4 verskillende fenotipes, of dit het 4 fenotipes, maar dit word deur 3 verskillende allele beheer. So jy sal sien die eerste antwoord sal wees C, as die mis het nie. En die 4 tipe fenotipes natuurlik A, B en O, en dan die allele wat dit basies beheer is IA, IB en klein I. Dis hoekom ons praat van 3. So daai kombinasies gaan vir daai 4 bloedgroepe gee, die fenotipes. 'n Plant met geel en ronde ertjies word gekruis met 'n plant met groen en gerimpeld. Watter een van die volgende is die moontlike? Nou jy kan klaar sien die geel omdat dit hoe kan ek sê, omdat dit resessief is, moet dit 2 klein y's wees, beslis. En die groot ronde R kan groot R klein R wees verseker. En dan kyk ons weer na hierdie gerimpeld, moet 2 klein R'tjies wees, hoor. Anders sal dit mos nou nie die resessiewe eienskap in die fenotipe uitgedruk gaan word nie. So as jy kyk na hierdie kombinasies, dan kan dit net of A of B wees. Maar as ons kyk na A se kombinasie, sal jy sien daar's 'n groot R klein R. En dit gaan definitief vir jou gerimpeld gee, dit gaan vir jou rond gee. So die enigste opsie daarso is D. Veelvuldige allele bestaan wanneer 1 alleel die oorerwing van 'n geen beheer, 2 allele die oorerwing, allele van 2 ouers, meer as 2, dis definitief D, né? Meer as 2 allele, waarvan bloedgroepe natuurlik 'n voorbeeld is daarvan. Veelvuldige of meervoudige allele. By mense is die kans om 'n dogtertjie te hê, maak nie saak of dit 'n dogtertjie of 'n seun is, jou kans is altyd 50-50, alright, soos 50%. Watter een van die volgende is gedeeltelik die rede waarom kleurblindheid meer algemeen by mans as by vrouens voorkom? Onthou, 'n vrou se chromosome is X en X. Die man se is X en Y. Nou die vrou kan 'n draer wees en sy gaan nog steeds nie die genetiese afwyking toon nie. Maar sodra die man die X kry met die resessiewe alleel op, dan gaan hy beslis die genetiese afwyking toon. So daar sê hulle vir jou, dis alleel vir kleurblindheid is resessief en kom op die X-kromosoom voor, 100%. Ek hoef nie eens verder te lees, dit gaan definitief A wees. Watter 2 plante wat heterozigoties vir 'n kenmerk is, as hulle gekruis word, is die verwagte verhouding. Nou ek ken hierdie kruisings nou al so goed. Ek kan vir jou klaar sê dit is 3-1. Waarvan daai 3, 1 homozigoties dominant gaan wees, 2 gaan heterozigoties wees en die derde een gaan homozigoties resessief wees. So ek weet dat die verhouding is altyd 3-1, so dis A. Die genotipe vir 'n spesifieke eienskap bevat 2 kromosome, is die fisiese voorkoms van 'n geenpaar, is die samestelling van die geenpaar, word deel 1 alleel verteenwoordig. Onthou, genotipe is die gene self, fenotipe is die uitdrukking daarvan, so ek sou sê dis C. 1.1.8, die stelling sê onder, proses van kloning. Alright, julle ken die proses van kloning. Nou, dit begin altyd deur die kern te verwyder van 'n somatiese sel, dan verwyder jy die kern van die eiersel, dan vervang jy of plaas jy die kern van die somatiese sel binne die eiersel, dan stimuleer jy deur elektriese, kan ek sê elektrisiteit, en dan verwag jy deur mitose vir 'n dingetjie, 'n embrio om te vorm. So as jy kyk na daai verskillende opsies, gaan die eerste enetjie definitief wees, die selkern van die somatiese sel word onttrek, 2. En dan die selkern van die nukleus word verwyder, dan is dit 4. Soos ons hier kyk, is die enigste opsie is nou, kyk, dit kan A of D wees. Nou ons kyk na die derde stap, en dan die derde een is die selkern nukleus word dan ingeplant, so nommer 3 moet dan volg, so dit sal A wees. Die diagram toon 'n gesin waarin sommige lede van aan 'n siekte ly wat deur 'n resessiewe alleel veroorsaak word. Identifiseer 2 familielede wat heterozigoties vir die geen moet wees. Nou ek kan vir jou nou sê, 2 gaan heterozigoties wees, 4 gaan heterozigoties wees, 5 gaan heterozigoties, almal van hulle gaan heterozigoties wees, maar die enigste kombinasie wat hier werk, is 5 en 7. Alright, dit is A, wat hulle het daar. So ek sê, want daar is nie 'n kombinasie, saam met 4, wat vir jou 4 insluit nie. So dis 5 en 7, beslis. Watter een van die volgende is 'n voorbeeld van diskontinue variasie? Nou hier is 'n ou vraagie van evolusie wat ek eintlik ingeslyp het, maar dit gaan definitief wees die geslag. Diskontinue beteken swart en wit. Dit beteken daar is net 'n spesifieke hoeveelheid opsies wat jy daar so het.
Terwyl as ons kyk na lengte, kan jy 'n groot verskeidenheid mense met verskillende lengtes, selfs met hartkloptempos, selfs met gewig. Maar as dit kom by geslag, is jy of manlik of jy's vroulik. So dit sal geslag wees. Kyk, die diagram toon die bloedgroepe van individue in 'n gesin. Watter stelling oor die genotipes van die ouers is korrek? Nou as jy gaan kyk, een van die kinders is O. Die enigste manier jy O kan wees is as jy homosegoties resessief is. Met ander woorde 2 klein I's. Die enigste manier hoe dat 2 klein I's wees is beide ouers heterosegoties was. So, daar sê hulle albei ouers het allele vir bloedgroep A en B. Nee. B, albei ouers het die alleel vir bloedgroep O. Dis 100%, dit moet ingesluit wees. So dis B. Vir 'n bepaalde eienskap erf die nageslag. Vir 'n bepaalde, een alleen van die moeder en een alleel van die vader. Jy hoef nie eens verder te lees nie. 'n Individu is heterosegoties vir 'n skadelik, omdat hy's heterosegoties vir 'n skadelike resessiewe alleel, maar word nie daardeur beïnvloed nie. Met ander woorde, obviously, omdat hy heterosegoties is, gaan die afwyking resessief wees, terwyl die normale situasie dominant sal wees. Watter een van die volgende verteenwoordig die genetiese samestelling van hierdie individu die beste? 2 dominante? Nee. 1 skadelike resessiewe en 1 skadelike? Nee. 1 skadelike resessiewe, daar is hy, C. Ons hoef nie eens verder te kyk nie. Dan die stamboomdiagram hieronder toon die oorerwing van sistiese fibrose, wat deur 'n resessiewe alleel in 'n sekere familie beheer word. Nou, as jy kyk na hierdie filogenetiese stambome, of net stamboomdiagramme, dan die sirkeltjies verteenwoordig normaalweg die vrouens en die blokkies verteenwoordig die mans. So as jy kyk watter een van die volgende is fenotipe, onthou sistiese fibrose is resessief. Dis hoekom jy sal sien die minste figuurtjies is swart ingekleed. So dis 100% reg. Maar nou sê hulle watter een fenotipe te X. Nou as jy kyk, X is 'n skoon blokkie. Met ander woorde, dit gaan 'n ongeaffekteerde man wees. There you go. Net soos wat jy daar het. 'n Persoon besit die genotipe IA en klein I. Met ander woorde, hy is heterosegoties vir bloedgroep A. Wat is hierdie persoon se bloedgroep? Dit gaan beslis A wees. Krulhare is dominant oor reguit hare. 'n Vrou wat homosegoties is vir krulhare, trou met 'n man wat homosegoties is vir reguit hare. Nou onthou, krulhare is dominant en sy is dan homosegoties. Met ander woorde, sy 2 dominante allele. Sodra sy met die man wat 2 resessiewe allele het, gaan al die nakommelinge gaan heterosegoties wees. Maar in die heterosegotiese toestand, as 'n dominante alleel teenwoordig is, gaan dit beslis uitgedruk word in die fenotipe. So die kans dat 'n kind reguit hare gaan hê, wat die resessiewe eienskap is 0, is 0%. Daar is hy. 'n Man met bloedgroep A en 'n vrou met bloedgroep O het saam 'n kind. Watter een van die volgende is die bloedgroep genotipe van die kind? Nou onthou, vir die man, of vir die vrou wat bloedgroep O is, beteken dit sy 2 klein I's. Dan vir die man wat bloedgroep A is, kan hy 'n IA of 'n klein I. Hy kan dit hê. Ek bedoel, hy kan 'n IA of hy kan IA en 'n klein I wees. Alright, maar ons kyk na die opsies wat daar is. Bloedgroep genotipe vir die kind A is definitief 'n opsie. Dit kan nie B wees nie, want daar is nie 'n B alleel enigstens van toepassing nie. Dit kan nie C wees nie, want dit is onmoontlik, want een van die allele word geërf van die ma af, en die ma is 2 klein I's, en daar D is weer B, so dit kan net A wees hierso. Hemofilie is geslagsgekoppelde resessiewe afwyking by 'n mens. 'n Pa en 'n seun het albei hemofilie, maar die ma is normaal. So haar genotipe sal wat wees? Nou as beide die pa en die kind hemofilies is, beteken dit die resessiewe alleel moet teenwoordig wees. En die enigste manier hoe die resessiewe alleel op die X chromosoom teenwoordig gaan wees is as dit een van die alleelpare van die ma was. Maar die ma toon dit nie. So die ander alleel gaan die dominante ene wees. Met ander woorde, dit kan net B wees. In 'n dierbriede kruising is 'n dier met lang ore en 'n rooi pels en 'n dier met kort ore en 'n swart pels gekruis. Nou onthou weer eens, daai kort ore moet 'n dubbel E wees, anders sal die kort eienskap ons nou nie in die fenotipe uitgedruk word nie, en dieselfde geld vir die swart. So dit moet klein e wees en klein r wees. So die enigste opsies hier, soos A of C. Maar dit kan nie C wees nie, want hulle sê die dier met lang ore is 'n hoofletter E, so dit moet 2 hoofletter E's wees. So dit gaan definitief A wees. Dan verskaf een term vir elk van die volgende, die produksie van 'n geneties identiese kopie.
kloning, ongedifferentieerde selle in diere wat die vermoë het om enige ander soort sel of weefsel te word, dis stamselle. 'n Bloedgroep wat 2 resessiewe allele het, dis bloedgroep O. Die soort dominansie wat 'n intermediêre fenotipe. Dit het ek agterkom vra hulle verskriklik baie. So ja, dit is onvolledige dominansie, hoor. Die naam vir die X en die Y geslagskromosome, dis gonosome. Dis jou 23ste paar. Al die ander 22 pare is dan bekend as autosome. Maar die X en die Y is die gonosoom, of die X en die X by die vrou is die gonosoom. Die tipe oorerwing wat daar is hy weer, onvolledige dominansie. Die fisiese of funksionele uitdrukking van 'n geen, dis die fenotipe. Kromosome wat dieselfde stel gene dra, dit moet homosegoties wees, hoor. Die selle of homoloog altens, wat dieselfde stel gene dra, hulle is homoloog. Ekskuus tog, ek dink nou aan homosegoties is 2 allele wat dieselfde is. Maar kromosome, definitief, homoloog. Onthou moenie bivalente mense sê nie, mense hou nie van bivalente nie. Dit is uit. 1.2.9, die posisie van 'n spesifieke geen op 'n kromosoom, dit sal die locus wees. Locus, daar is hy. 1.3.1, die tipe dominansie waar geen een van die 2 allele dominant oor die ander een is nie in 'n nageslag. Weer eens weet ons is onvolledige dominansie, maar hy lys nie daar as A of B nie, so dis geen een. Afwesigheid van die bloedstollingsfaktor is hemofilie. 'n Genetiese afwyking wat deur 'n kromosoommutasie veroorsaak word. Onthou die enigste kromosoommutasies wat jy eintlik nou maar leer is Down-sindroom. Al die res van die kromosoommutasies is geen mutasies. So hemofilie en kleurblindheid is beslis nie kromosoommutasies nie. So dis geen een. 'n Organisme besit 2 faktore wat skei sodat elke gameet slegs een van hierdie faktore besit. Nou onthou, in genetika is daar 3 wette wat jy gaan leer van Gregor Mendel. Ek praat van Mendel se wette. Die een is die wet van dominansie, die wet van onafhanklike sortering en dan natuurlik die wet van segregasie. So, dit is segregasie, die skeiding daarvan, maar dit word nie daar gelys nie, soos geen een. Tipe oorerwing waar beide allele gelyk in die fenotipe uitgedruk word, dis volledige dominansie. 'n Plant met wit blomme word met 'n plant met rooi blomme gekruis en die nageslag het pink blomme. Daar's weer die intermediêre storie, so dis onvolledige dominansie. Onthou die ander opsie is as 'n wit blom met 'n rooi blom en jy het 'n mengsel, met ander woorde daar's wit en rooi teenwoordig in die nageslag, dan is dit kodominansie. Maar hierdie is onvolledig wanneer 'n intermediêre fase is, intermediêre situasie of toestand. Die skeiding van allele tydens gameetvorming, daar is hy beginsel van segregasie, 100%, en dan die aantal allele wat die menslike bloedgroep beheer. Onthou, daar's 4 fenotipes, maar dis 3 allele wat dit beheer, soos 3. Nou, sistiese fibrose is 'n genetiese afwyking wat deur 'n resessiewe alleel veroorsaak word. Die stamboomdiagram hieronder toon die oorerwing van sistiese fibrose in 'n sekere familie. Nou, hulle gaan, jou kans is 90%, sou ek sê, dat hulle vir jou stamboom gaan gee. En 'n vraag wat hulle gereeld vra is hierdie eerste een: hoeveel generasies word in die diagram hierbo voorgestel? Nou jy kan net kyk na die rye, hoeveel rye figure sien julle? Nou daar's 3. Obviously die eerste een stel die ouers voor en dan die ouers se kinders en dan die kinders van die kinders. So dis 3. Gee die genotipe van 9. Nou as jy kyk na 9 is definitief 'n vrou omdat dit rond is en dis ingekleur, met ander woorde daar's sistiese fibrose. So die enigste geenpaar wat sy kan hê is klein b. Verduidelik waarom beide individue 5 en 6 heterosegoties is vir sistiese fibrose moet wees. Dis 100%, as hulle die ouers is van die kinders 7, 8, 9, 10, 11 en 12 en 8 en 9 toon die resessiewe fenotipe, dan moes hulle homosegoties resessief gewees het. En dit wil sê, daai resessiewe allele moes hulle van beide hulle ouers geërf het. Dit moes van elke ouer afgekom het, en dit is jou bewys dat hulle heterosegoties is. Daar sien jy dit. Nou, deur die letters B en, hoofletter B en kleinletter B te gebruik, maak 'n genetiese kruising van sistiese fibrose deur 2 heterosegotiese ouers. Nou, daar's 'n spesifieke formaat hoe jy hierdie kruisings moet doen om jou volledige, jou maksimale hoeveelheid punte te kry.
En dit sal altyd wees om die P1 genotipe aan te dui, die P1 fenotipe aan te dui, en dan natuurlik die meiose wat plaasvind, die gemete wat gevorm word, die bevrugtingsproses wat jy op twee maniere kan toon, en dan natuurlik jou F1 genotipe en jou F1 fenotipe. En in hierdie geval gaan ons genotipe natuurlik wees van ons ouers BB, groot B en klein b, beide van hulle, want hulle is albei heterozigoties. Maar jy moet aandui dis die P1 genotipe. En dan moet jy ook die fenotipe aandui. Met ander woorde, beide van hulle is normaal in die fenotipe. Hulle het nie een sistiese fibrose nie, maar hulle is draers daarvan. En dan meiose, baie belangrik dat jy dit invul. En obviously meiose is natuurlik wanneer gemete gaan vorm word, so jy breek net die alleelpare op. Maar sit 'n komma tussenin asseblief, of die woordjie en, maar jy moet dit opbreek, want ons weet mos nou, volgens die wet van segregasie, as jy het meiose gedoen, gaan daai kromosome wat nou die allele bevat op die ewenaar gaan lê, maar hulle gaan skei, sodat jy een teenwoordig kan hê in jou geslagselle. So yes, en dan die bevrugtingsproses. Nou, ek verkies dit altyd om die Punnett diagram te doen, maar daar is 'n oorkruising wat jy ook kan doen. Ek dink ek toon dit vir julle later ook in hierdie ding, maar ek doen dit nou maar altyd so, waar jy dan die gemete van die een ouer gaan insit daarso, en jy sit die gemete van die ander ouer daarin, en dan paar jy hulle net af in die blokkies, paar jy hulle net af, en jy vul hierdie alleelpare in, en daar kan jy sien, gaan jy 1 groot B hê, en jy gaan 2 groot B klein b's hê, soos wat jy daar so het, en 1 klein b. Met ander woorde, die fenotipe gaan 3 normaal, en 1 gaan sistiese fibrose hê. En nou kan julle sien, dis een van die vrae wat ook in die veelkeusige vrae was, van die verhouding van die nageslag as beide ouers heterozigoties is. Daar kan jy sien, is die fenotipe 3:1, omdat die genotipe is 1:2:1. Maar nie foute gaan maak daar nie.